Baie welkom by ons Liggie Hoop vanoggend. Dis my voorreg om op die manier ook saam met u te wees. Vanoggend wil ek 'n paar gedagtes met ons deel uit Jakobus 1 en ek lees daarso vir ons Jakobus 1 van vers 2 af staan daar. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder twyfel, sonder verwyt. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Ons lees net tot daar vanoggend. As ons hierdie gedeelte lees, dan raak ons weer bewus daarvan dat beproewings deel is van ons lewe. Dis deel van die dinge wat ons moet ervaar, wat ons beleef, wat ons mee moet deel elke dag. Maar die mooi ding van hierdie gedeelte wat Jakobus hierso sê ook, is dat beproewing se eindpunt is om ons tot geestelike rypheid te bring. Om ons geestelik op 'n punt te bring wat ons God raak sien, wat ons God vertrou, wat ons 'n besondere verhouding met hom het. En daarom as ons hierdie beproewings beleef, dan hoef ons nie net vas te kyk in die swaar nie. Ons kan ook bewus wees van die einddoel wat daar is. Die einddoel dat ons ook geestelik versterk en verryk gaan word daardeur. Daarom as ons deur beproewings gaan, kom ons hou daai moed. Kom ons hou daai moed dat die Here besig is. Die gedeelte gaan ook aan en dis my so mooi. Hy sê as ons bid, dan moet ons ook glo wat ons bid. Dit is so baie maklik om te bid vir iets sonder om werklik te glo dat dit kan gebeur. So maklik om net te sê Here help, maar as die Here help dan besef ons nie dat dit hy is nie. Ek het dit ding gelees vir 'n preekie ander dag wat sê as ons bekommerd is ons bekommerd oor die fynste detail. Maar as ons moet hoop, dan hoop ons vaagweg. Selfs met ons gebed baie keer. As ons bid, dan bid ons so vaagweg, want ons glo nie dat die Here dit kan laat waar word nie. Daarom kom ons as ons bid vir iets, as ons in hierdie beproewings is en ons bid daarvoor, kom ons glo dat God dit ook kan doen. Want God is God. God weet wat hy doen, hy is in beheer, hy is die een wat die verskil maak. En daarom is hierdie 'n gedeelte wat vir ons moed gee, gedeelte wat sê maar hou moed, al is dinge nou moeilik, God is besig met my en jou, God is besig om 'n verskil te maak, kom ons vertrou hom ook daarin. Mag jy nie moedeloos raak vir die uitdagings van die lewe nie, maar mag jy moed hou, want God is besig met u. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om so by mekaar te wees. En Here, waar die beproewings in ons lewe baie keer groot is, waar het ons baie keer wil omvergooi, kom bid en vra ons dat u ons regtig die wysheid sal gee om by u staande te bly, om u te vertrou, om te bid, om voor u voete te kom neersit dit wat ons pla, en dat ons deur dit ook u genade sal beleef. Vader, wees u met elkeen van ons deur die dag, en gee dat ons u genade en u liefde sal beleef. Amen. Mag u 'n heerlike dag verder hê.